die Here. Amen. Ons sê baie dankie Sister Bernie, Broer Gavin wat ons so gebless het. Ek dink jy sal saam met my stem as ek sê dit klink beter as die CD. Amen. Prys die Here. Ek wil groet ons pastore, elke broer, suster. Die kinders is gegroet in die geseënde naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil ook ons kykers aanlyn wil ek groet in die naam van Jesus Christus. Ek gaan saam met u lees vanoggend uit die woord van die Here opgeskryf in die boek Lukas. Lukas hoofstuk 2 gaan ons saam met mekaar vanoggend lees uit die woord van die Here. Terwyl jy daarna bly, wil ek vir u net dit sê dat ek is verskriklik opgewonde in my hart. En ek wil u komplimenteer en sê u lyk pragtig op Kersdag. Van vooraf lyk dit pragtig. U lyk mooi met u Kersfeesklere. Amen. Amen. Prys die Here. U lyk mooi, dierbares. Dis 'n groot dag in die geskiedenis van die Christendom. Daar's baie mense wat sê nee, hulle vier nie Kersfees nie, want die datum van die 25ste is nie akkuraat nie. Daar's baie mense wat wil redeneer, dit was in June maand, dit was in Maart maand. Maar ek gee nie om nie, al was dit ook in September maand. Wat vir my belangrik is dat die kerk vier nog die maagdelike geboorte van ons Here Jesus Christus. Maak nie saak of dit Januarie maand was en of dit in Maart maand was nie. Solank as wat die Christendom erken dat hy gebore is uit die maagd Maria, want dis waaroor dit gaan. Prys die Here. Halleluja. Gister is ek op pad Kaap toe en ek sê ek voel 'n opgewondenheid in my gees. Van ons vier Kersfees en ek weier om saam met die wêreld Kersfees te vier. Dit gaan nie oor gemme nie. Dit gaan nie oor 'n tong nie. Dit gaan nie oor nuwe tekkies nie. It's all about Jesus. Dit gaan oor Jesus Christus. Dit gaan oor hom wat gekom het na 'n verloorgaande wêreld om in ek en u se plek te sterwe. Halleluja. Dank God vir Kersfees. Amen. Sê daar vir iemand langs aan u. Is lekker om in die huis van die Here te sien. Halleluja. Prys die Here. Dis lekker. Ek sê vanoggend vir my moeder, ek gaan nou lees. Ek sê vanoggend vir my moeder, ons val in 'n trap. Die vyand skuif elke keer. Skuif hy die fokus weg van Christus af. Die kern val nou op Kersfees is familietyd. Wie het dit gesê? Kom aan dierbares. Kom aan mense man. Dat kom nie van Xmas af toe sê is nie ons met die X, want hulle wil Christus wegneem. En toe sê hulle nee, dis familietyd. Nee, dis as gemmentyd. Nee, dis stekkiestyd. Ek wil vir u vanmôre sê, God het my gesalf om met die kerk te praat. God sê ek moet vanmôre vir u sê, back to basics. Back to basics. Die pad vorentoe as die pad terug. Ons moet Christus vier. Dit gaan nie oor om met familie lekker te sit nie. Dan doen ons dit nogal. In die naam van ons moet die balans kry. Ek soek hier 'n balans sonder Christus nie. Dis geen balans nie. Christus is die senterpunt van die 25ste Desember. Dit gaan oor Christus. Daar's mense wat verkies om lekker op die wynplaas te stap. Daar's mense wat lekker sit met die tryfel. Ons kan nog steeds vanmiddag tryfel eet. Ons kan nog steeds vanmiddag vleis eet. Ons kan nog steeds vanmiddag met familie tyd maak. Maar gaan kyk hoeveel kinders weet waaroor gaan Kersfees. Hulle hy liewe oor nuwe tekkies, maar vra hom waaroor gaan Kersfees, dan weet hy dit nie. Maar ek is hier om te sê, ons moet dit inskerp by ons kinders. Dit gaan oor Christus. Ek voel 'n salwing op my. Die kerk moet terugkom
terugkom na die basics toe. Die kerk van God moet terugkom. Halleluja. Dis lekkerste bed. Ek weier om weg te kruip agter mooi terms. Om in die trap van die vyand te val, om te sê, julle moet 'n balans hê. Kyk hoe hardloop hulle op 'n woensdagoggend. Ons het al ons diens klaar gehad, geseën die bares. Maar ek wil in die huis van die Here wees. Ek kies om in die teenwoordigheid van God. As dit vir jou 'n seën is om op die wynplaas te gaan sit, as dit vir jou 'n seën is om daar op die beach te gaan lê, dis geseën vir jou. Maar ek sê soos wat Dawid, ek was bly toe ek hoor, ons gaan op na die huis van die Here toe. Ek wil daar wees waar Christus geselebreer word. Ek wil in die teenwoordigheid van my God wees. Ek wil daar wees waar salwing is. Ek wil daar wees waar krag is. Ek wil daar wees waar gesonde woord gepreek word. Amen. Ek voel ek gaan lekker preek vanmôre. Amen, die bares. As jy by Lukas 2 is, gaan ek vir julle lees. Die vyand wil ons beroof. Nee, wat gaan met die apostolies aan? Is familiedag. Daar's baie tyd vir familiedag. Amen. Kersfees. Al die ander goed is mooi. Ek breek dit nie af nie, is mooi. Is mooi om met familie te wees. Is mooi om vleis en gemming te hê. Ek hou ook daarvan. Maar weet wat kom eerste? Weet wat is belangrik? Is omdat ons nie meer weet waaroor gaan dit eintlik wat die kinders nou op die straat loop, gooi die huis met klippe, want hy het nie nuwe tekkies gekry nie. Ek sê vir u, daar's families opgebreek vanoggend, omdat daar nie geld is nie. Halleluja, hoekom is daai vyandskap daar? Want ek en u is skuldig daaraan. Ons het dit vernalaat om dit by die kinders in te skerp waaroor dit eintlik gaan. Vanoggend, toe ek vir Joshua sê, die eerste ding is wat ek hom sê, geseënde Kersfees. En ek sê vir hom, weet jy wat is dit vandag? Is die birthday van Jesus. Ek gaan nie vir hom sê, kyk gou hier die mooi Kersboom, nee, hy moet weet waaroor gaan dit. Amen, dierbares. Is jy saam met my? Is jy saam met my? Kom ek lees vir jy Lukas hoofstuk 2. Ek gaan nie baie lank wees nie, want ek weet, ek gee my nog op. Prys die Here. Lukas hoofstuk 2 is 'n baie geseënde tyd vir die Christendom. Is een van die belangrikste feeste wat ons as die Christene het om Kersfees te kan vier. Daar's mense wat nie meer glo in die magtelike geboorte van ons Here Jesus nie. Hulle wil dit wetenskaplik probeer bewys en uitredeneer. Maar dit is 'n werk van God af. En dis nie net 'n storie in 'n boek nie, jong meisie. Dis nie net 'n fabel nie. Dit is 'n werklikheid. Dis 'n werklikheid. Halleluja. Lukas hoofstuk 2 gaan ek vir u lees. Vanaf vers 10. Lukas hoofstuk 2 vers 10. Die opskrif lees baie interessant. Nadat Jesus gebore was, verskyn die Here Jesus nie aan die koning nie, of die engel verskyn nie aan die koning Herodes nie. Die koning, die engel verskyn aan die skaapwagters. Nederige mense, uitgewapenes. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat, maar kom ons kyk, die opskrif sê, die herders van Bethlehem. Vers 10. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk
sal wees. Nie net vir julle nie, vir die hele volk. Vir pink en bruin en blou, maak nie saak wat 'n kleur nie. Vir die hele volk, vir die hele mensdom. Het sy 'n Jood is of 'n heiden is, vir die hele volk bring ons goeie nuus, sê die engel. Hy sê, en dit is vir julle, vers 12, en dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engele menigte van die hemelse leerskare, wat geprys en sê, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde. Daar was vyandskap. Toe roep die engel uit, vrede op die aarde, vrede op die aarde. Ek wil het uitbasyn, vrede in Touwsrivier, vrede in Suid-Afrika, vrede in die wêreld van ons, vrede, goddelike vrede. Goddelike vrede. Halleluja. Vrede op die aarde, en die mense, 'n welbehae. Vers 15. En toe die engel van hulle weggegaan het, na die hemel, sê die herders van mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan, en hierdie ding sien, wat gebeur het. Wat die Here aan ons bekend gemaak het. Tot sover die woord van die Here. Wat jy moet onthou, dat hierdie woord, toe hy in vervulling kom, was dit reeds 'n hele paar jaar voor die vervulling van hierdie profesie, was dit geprofeteer deur die profeet Jesaja oor 'n Messias wat sal kom. Dit was geprofeteer deur die profeet Micha, wat gesê het dat ek profeteer vir Bethlehem Ephrata, daar sal 'n seun uit julle uitkom, en hy sal groot wees. En ek wil vanmôre saam met die kerk net vir 'n oomblik praat oor die gedagte van vanmôre se, die kern van vanmôre se boodskap gaan oor die herstelling van God. Die herstelling van God. Die verlossende plan van God. Nou het jy al jouself net om jy in te lei. Het jy jouself al ingedink? Hoe was die wêreld voor die sondeval? Het jy al daarna gedink, of weet jy, baie kere hoor ons dit goed en ons dink nie daaroor nie. Het jy al gedink, hoe was God met die mens voor die sondeval? En ek wil vir 'n oomblik u inlei om vir u te sê hoe dit was voordat sonde ingekom het. Voordat Adam en Eva in sonde verval het, leer ons dat God het met die mens gewandel in die aandwindjie. Met ander woorde, dit praat van die intimiteit tussen God en die mens. God het in die tuin met die mens gewandel. Hulle het met God gestap. Daarvanaf kom hy lied, ek wandel met hom. Halleluja. Sing het, Suster Bunny. Halleluja. Ek wandel met hom. Prys sy naam. Ek wandel nie meer. Halleluja. Ek wandel en ek praat met my. Nou die mens het met God gewandel. Daar was vrede tussen God en die mens. Daar was 'n intieme verhouding. Daar was nie moeite gewees nie. Die Bybel sê, toe God die mens maak, het God alles volmaak gevind.
Die Bybel sê God het gesê dit was goed gewees. Daar was nie vyandskap tussen die mens en die diere nie. God het gesê dat julle sal oor die diere heers. Daar was nie roofdiere gewees nie. Daar was vrede. Ek sien hoe dat Adam sy hand gevat en oor die leeu se kop gestreel het. Daar was vrede. Daar was nie vrees nie. Dis 'n storie wat ek vertel, dit was so. Daar was nie vrees nie. Adam en Eva het nie geweet dat hulle is naak nie. Hulle het nie geken wat dit is om skaam te wees nie. Hulle het vir niks gevrees nie. Hulle het nie met moeite gebaar nie. Daar was vrede. Hulle het die siekte geken nie. Hulle het die kanker geken nie. Hulle het die COVID-19 geken nie. Hulle het die swaar kry geken nie. Van God het gesê, julle sal die aarde bewerk en julle sal leef daaruit. En dit was nie moeitevolle arbeid nie. Dit was vir hulle lekker om die aarde te bewerk. So was dit voor die sondeval. Volg my. Dit was mooi. Daar was die vyandskap tussen man en vrou nie. Daar was die afguns en jaloesie nie. Daar was nie moord nie. Daar was nie kwaad praat nie. Daar was nie skinder nie. Daar was vrede aan die mensdom. Daar was die politieke onrus gewees nie. Hulle het die tyres gebrand nie. Hulle het die skole afgebrand nie. Hulle het nie met wat noem jy hierdie memorand wat Anja, hulle het nie met dit geloop nie. Daar was vrede. Voor die sondeval was daar vrede. Daar was ook nie dood nie. Hulle het hierdie lied geken wat Pastor Simon geskryf het, daar's geen trane in nie. Hulle het nie trane geken nie, want daar was nie dood nie. Daar was nie dood nie. Dood steel mense van ons. Geliefdes van ons. Dit was perfek voor die sondeval. Daar was 'n intimiteit tussen God en Adam, want dit was die bedoeling van God. Dit was die hart van God om met sy mens, sy skepping te wandel. Dit was hoe dat God het in sy hart gehad het. Daar was die bruin en swart en pink en apartheid nie. Daar was die slawedrywers nie. Daar was die moeitevolle arbeid nie. Niks van dit nie. Volg my. Ek lei u in vanmôre. Want baie van ons weet nie eers hoekom die Here Jesus gekom het na hierdie wêreld toe nie. En ek wil vanmôre vir u sê, Jesus was gebore met 'n doel. En die doel was om die sonde van die mens op hom te neem, sodat ons gered kan word. Dit was die doel van God. Hulle het die trane geken nie. Amen. En dis die evangelie. En dis die blye tyding, die blye nuus wat die engele aan die herders gebring het. Volg my. En toe kom het, wat die Bybel sê, en Satan het soos 'n bliksemstraal op die aarde beland. En hy gaan na Eva toe. En ons moet tog in die waarheid wandel. Omdat ons geleer is in sonnaarskool, dit was 'n appel of nee, die Bybel praat niks daarvan nie. As die Bybel dit nie sê nie, dan glo ek in dit nie. Amen, diebares. So baie van ons sê daar was 3 geskenke, nee. Daar was 3 wyse manne, nee. As die Bybel sê net daar was wyse manne, nie 3 wyse manne nie. Wyse manne. Ek sê vir u, 'n halwe waarheid is gevaarliker as die leuen. Glo net die woord. Glo wat daar staan. Moenie eie ding daarby sit nie. Glo wat die skrif sê. Was jy 'n appel? God het gesê, julle mag nie eet van die boom van goed en kwaad nie. En al wat die skrif sê, hulle het die vrug geëet. Ek en u sal nie alles weet, die skrif sê, ons sal ten dele nou weet.
Maar dit maak nie saak nie, waaroor gaan dit, solank ons weet, dit gaan oor Jesus Christus van Nazareth, want die skrif sê in Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun, Jesus, na hierdie wêreld toe gestuur het, om in ons plek te sterwe. Daar was die vloeke, voor die sondeval nie. Daar was harmonie. Daar was vrede. As jy nog saam met my? En hier kom die moeilikheid. Hier kom die moeilikheid. En Eva trap in die straat. En Adam trap in die straat. En toe hulle in die straat trap, toe blameer hulle mekaar. Toe wys hulle vinger na, waar is jy? Is deur jou. En weet jy wat gebeur? Die mooi verhouding tussen God die Vader en die mens word tot niet verklaar deur sonde wat ingekom het. Toe het sonde 'n skeidsmuur veroorsaak tussen God en die mense. Die kontak tussen ons en God word toe verbreek deur sonde. En sonde kom in deur Adam in hierdie wêreld in. Daarom sê die skrif, die loon van die sonde is die dood, toe sterf hulle geestelik. Voor dit was daar lewe, daar was die dood nie. Maar met die sondeval, toe sterf hulle geestelik. En die kontak tussen God en die mens word geknip. Die intimiteit tussen God en die mens verdooi. Daai pragtige oomblikke waar God in die aandwindjie met Adam gestap het, was weg. Waar Adam in die heerlikheid van God was weg. Waar Adam gesag gehad het om oor die leeu se kop te streel, is weg. Skielik word die diere roofdiere en daar's vyandskap tussen die mens en die dier en daar's vrees en daar's slange en daar's goed wat byt. Skielik word hulle bewus, dit is my stukkie grond en hy is jou stukkie grond, dit is nou my berg en hy is jou berg. Skielik kom gierigheid in, ek wil die berg, ek wil daai berg, ek wil die grond, ek wil die 1000 hektare, ek wil van hulle af nog vat ook. Skielik kom kleur in, jy's bruin en jy's wit en jy's blou en jy's pink. Skielik kom jaloesie in, waar Kain sy eie broer doodmaak. Skielik, dan daar Messiah, kom 'n vyandskap in die mensdom. Skielik, as daar nie vrede op die aarde nie. Die kontak tussen God en die mens word geknip. Sien saam met my? En wat God bedoel het, wat in God se hart was vir die mensdom, word net so afgesny. Toe sê God, van nou af sal julle met moeite baar. Uit die sweet van julle aangesig sal julle verdien. Voor dit het hulle verdien sonder allerlei goed. Dit was vir hulle vroulik. Skielik moet hulle moeitevolle arbeid hê. Skielik moet hulle met moeite werk. Skielik voel hulle wat dit is om te struggle. Skielik voel hulle begin trek swaar. Van God is heilig. God kan sonde nie aanskou nie. Die standaard van God is heiligheid. Die standaard van God is heiligheid. Ek praat vanmôre oor versoening met God. God bring herstelling. Skielik is daar vyandskap tussen man en vrou. Hulle verstaan mekaar. As konflik. Alles is deur mekaar. Voor die sondeval. Of na die sondeval. Toe kom God. Die Bybel sê in die volheid van tyd. Toe die tyd reg was. En
3 eeue heen wat het geprofeteer, het Jesaja gesê, daar sal 'n Messias kom, wat die volk sal red van hulle sonde. Micha het geprofeteer, daar sal 'n verlosser vir julle kom, wat julle sal verlos van sonde. En jy sien ons in Lukas 2, gebeur 'n wonderlike ding. Die engel verskyn aan die skaapwagters, aan hulle wie skape opgepas het. 'n skaapwagter is 'n nederige werk. Amen. Is 'n nederige werk. Is 'n eenvoudige werk. En het wys vir ek nie dat God 'n probleem het met die rykes nie. Want God het gekom vir rykes en armes, vir slimmes en dommes. Hy het gekom vir bruines en pinkes. Hy het vir almal gekom. Maar God het spesifiek gekom vir die nederiges van hart. God het spesifiek gekom vir hulle wie verlossing nodig het. Hy het gekom vir hulle wie siek is. Halleluja! Van hulle wie gesond is, het die genesing nodig. En hy kom, en die engel verskyn aan hulle. Volg my. Die engel sê, ek bring vir julle goeie nuus. Weet hoe lekker is dit? Suster Tia, as iemand nou by jou kom en sê, my suster, ek het vir jou goeie nuus. Is jy so 10.000 rand. Jy gaan in hardloop en sê, hoor wat sê die mense, hulle bring vir ons goeie nuus, maar ek wil vanmôre vir u sê, ek bring vir u goeie nuus. U het nie nodig meer om te sukkel met sonde nie. U het nie nodig om je vastgebind te sit aan die sonde nie. Jesus Christus het gekom na hierdie wêreld toe, dat ek en u gered kan word. As baie min mense wat opgewonde raak oor dit, maar ek raak nog as buite myself as ek dit hoor, want ek besef ek hoef nie te sukkel op my eie nie, want uit my eie uit kan ek dit nie maak nie. Ek het Jesus Christus by my, wat my kan help, wat my kan versterk, wat my kan verlos, wat my gesond kan maak, wat my kan bevry. Ek het Jesus Christus, die Messias, wat gekom het om te help, om te red. En ek as my dit is deesdae te eenvoudig vir mense. Waarom nie meer nie? As hierdie waarheid omtrent die evangelie wat orde na huis bring. Sy huisgesin wat in die drankbottel is, by hierdie waarheid uitkom en hierdie waarheid aanneem, dan sien jy, dan maak hy anti-huis skoon. En hy antie begin 'n paint huis uit. En hy antie begin 'n kammerkind saag. En hy antie begin 'n trek haar kinders mooi aan. En daar kom 'n orde. En hulle stap op na die huis van die Here toe. Dis oor wat Jesus gedoen het. Hy kom herstel. Hy kom versoen wat verkeerd gegaan het in die tuin van Eden. Het hy kom regmaak. Hy is hier om te herstel. Hy is hier om ware vrede te gee. Hy is hier om te versoen. Hy is hier om jou op te bou. Hy is hier om terug te gee wat die vyand van jou beroof het. En die engel kom en sê, ek bring vir julle goeie tyding. Daar in Bethlehem is 'n kindjie. Nie is in 'n hotel nie. Nie op 'n queen size bed nie. Aan 'n krib. My eiland so eenvoudig word hy gebore. Toegedra in doek vir ek en u. Hulle het eens herberg gehad vir hom
nie. Maar eenvoudig vir ek en nie. Want toe ons daar spartel in die sonde, toe sien hy ons raak. Toe ons vassit in die sonde, toe gaan sy hart vir ons uit. Toe stuur hy sy enige gebore seun na hierdie wêreld toe. Dat ek nie gered kan word. Ons vat dit ligtelik. Maar is geen grap nie. Van hoor wat sê Hebreërs. Laat hy weet wie die bloed van die Nuwe Testament vertrap het. Die gees van genade gesmaad het. As jy sonde doen en jy weet jy doen sonde, kruisig jy Jesus weer oor. Die skrif sê, deur die profeet Jesaja, die siel wat sondig moet sterwe. Ek en u verdien die dood. Ek en u verdien die dood. Van nature is ons korrupt, omdat ons uit Adam uitgebore is. Daarom kan jy sien, 'n kind, hy weet nog nie eens, hy weet wat goed en kwaad is. Hy kan maar hoe klein is. Hy weet as hy steel. Ja, sê, hoekom kyk jy vir jou? Want hy weet. Hy weet ook wat is vloek, want hy kyk jou as hy vloek. As hy vingertjies wys, en hy doen, hy weet dis verkeerd. Want hy sondige natuur. Daarom sê Dawid, my moeder het my ontvang in sonde. Daarom kom Paulus in Romeine, hy sê, die regte ding wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die verkeerde wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hoekom? Want daar's 'n natuur, daar's 'n sondige natuur wat net sonde wil doen. Daarom sê die skrif, uit die hart van die mens kom hoogmoedigheid, afguns, moord. Van nature. En nou sit ons so pram en poppe. En ons sê nie ek rook en ons drinkie. Maar jy het veel gedagtes. Jou sonde kan ons net nie sien nie. Daar sekere sondes wat mense wat 'n openlike sonde is. Amen, die bares. Daar mense wat jare stout is. Jare is hulle stout. Maar niemand sien dit nie. Maar God sien dit vanmôre. En wat wil ek vanmôre sê? Daar is die vyandskap wat gekom het aan die tuin van Eden. En is vir die rede dat ons Kersfees vier. Dit is die blye nuus. Dit is die goeie tyding vir die kerk. Is nie meer nodig om te sit in daai sonde nie. Die Here Jesus het gekom, gebore deur die maagd Maria. Hy het gekom in die sonde van die mens op hom geneem, sodat dit wat verkeerd gegaan het in die tuin van Eden, hy het gekom om dit weer te herstel, dat ons weer met God kan wandel, dat die kontak tussen ons en God herstel kan word, dat hy intimiteit met God weer herstel kan word. Hy het gekom dat ons 'n nuwe lewe aan hom kan hê. Hy het gekom dat ons ware vrede kan beleef. Hy het gekom om ons te help en te verlos en ons te red. Dis die evangelie. Dis die evangelie van Jesus Christus. Nee, kom ek wys jou, hulle preek, I'm going to show you 3 points how to get free. Nie 3 points en 10 points nie. Dat is net 1 point. Jesus Christus het na hierdie wêreld toe gekom. Ons wil dit ingewikkeld maak. Ons wil rondspeel met mooi terminologie. Maar hy het gekom in plat eenvoudige taal. Hy het gekom, gebore deur die maagd Maria. Die sonde van die mens het hy op hom geneem en aan ons plek gesterwe. Die 3de dag is hy opgewek. Hy het opgevaar na die hemel. Dis die evangelie. Ons maak dit ingewikkeld. Ons maak dit 'n witstoele besigheid. Ons maak dit toega besigheid. Ons maak dit 'n nagmaal besigheid. Ons maak dit ingewikkeld. Ek het vir my mense, familie gesê,
Die motto van my vir 2025 is, hou simpel goed simpel. Moenie simpel goed ingewikkeld maak nie. Laat simpel bly. Laat basics bly. Amen. As jy 'n toilet gebruik, weet jy, ek moet die toilet aftrek. Dis basic. En kom ek skok u. Ek is klaar. Kom ek skok u. Ons weet nie meer basics nie. Want ons het nou te mooi geword. Professors, konings, apostels, alles is geseën, maar dit sonder God soek ek nie. Laat die basic Christus bly. Ons hou vir ons besig met mense verheerliking, mense ophef. The man of God is here. God is hier. Hy deel sy eer met niemand nie. Dit gaan oor Christus, Jesus en hom alleen. Dit gaan oor hom. Dit gaan oor Jesus wat ons kan verlos. Ek wil vir u sê, Jesus kan jou vrymaak. Hy kan vir jou 'n toekoms gee. Hy kan vir jou 'n lewe gee. Hy kan vir jou help. Hy kan jou herstel. Hy kan vir jou ware vrede gee. Hy kan blydskap in jou binneste gee. Hy kan dit alleen doen. Nie as geld kan dit doen nie. Geld doen dit net vir hy tyd. Sy geld op is, as jy nie bly nie. Jou blydskap weg. Die waar ek getuig van. Ek getuig self, amen. Dis lieflik. Sy ingekom het. Sy uitgaan. Dan voel jy is met blydskap ook uit. Jy voel ook hier waar met blydskap. Maar kom ek sê jy vir waarheid. Ek kan ware blydskap vind. Jong dames, geen oukie, geen kerel kan vir jou ware vrede gee nie. Geen. Net Christus Jesus kan dit vir jou doen. Iemand het hierdie mooie waarheid gesê, sê, when God created men, He created us with the emptiness inside that only He can fill. Net God kan hy leemte binne in jou vul. Net God. Gaan kyk, hulle drink baie biere, maar is nog steeds nie bly nie. Sy bier uitgetrek het, pyn jou kop, babbelas, maar sy probleme nog steeds. Sy kan die kantien leeg drink, sal nie verander nie. Maar op hierdie Kersdag, kan het vir jou 'n mooi dag wees. Het kan die beste dag vir jou wees, om te sê, pastoor, ek soek hierdie Jesus, wat in 'n krib gelê het, wat aangewys was deur die ster, toe die wyse man uit die ooste gekom het hulle daar na toe gegaan, toe vind hulle die Messias. Het was hierdie Jesus, wie sy ouers gevlug moes, met hom gevlug het, want daar was 'n wet wat ingekom het, alle seentjies, onder 'n sekere ouderdom moet doodgemaak word, want so wou die vyand die verlossingsplan van God stop. So wou die vyand stop, dat ek en u geherstel kan word met God. Die vyand wil nie hê, dat ek en u moet in vrede wees met God nie. Die vyand wil nie hê, dat ek en u moet ware vrede in ons binneste hê nie. Maar God het gekom, daarom celebrate ons Kersfees, want die Here Jesus het gekom met die doel, om die sonde van die mens op hom te neem. Want hy was al volmaakte offer. Want hy was ten volle mens en hy was ten volle God. Hoe verduidelik ons dit? Hy is gebore deur die maagd Maria. Die engel het met 'n goddelike saad Maria bevrug. En daarom is daar 'n argument dat dis medies gesproke nie moontlik vir iemand, vir 'n maagd om swanger te word nie. Daarom argumenteer hulle dat hierdie Christendom is gebou op 'n fabel.
Want hoe is dit moontlik? Kom aan, my hele weet medies. Hoe is dit moontlik as jy nie ken medies? Dat 'n maag kan swanger word sonder dat daar iemand by daai vrou was. Daarom is hy ten volle mens en ten volle God en hy is die volmaakte offer. Daar's baie Jesusse met die naam Jesus, maar daar's net een Jesus wat die offer gebring het. En dis die Jesus wat gebore was in Bethlehem. Dis die Jesus wat daar in Kapernaum geloop het. As hierdie Jesus wie die skare vooruitgeroep het, kruisig hom, kruisig hom. Gee vir ons Barnabas, kruisig Jesus, kruisig hom. Wat was hy wie gesê het, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek is klaar bedien. Was eenvoudig. Maar dit is tyd dat ons moet terugkom na hierdie eenvoud toe. En die kern van die boodskap vanoggend is, God wil weer die intimiteit wat voor die sondeval daar was, wil God weer herstel. God wil weer die intimiteit met u hê. Daarom het God die ark ingestel, want sy begeerte was, die ark het simbolies gewees, die teenwoordigheid van hom. Hy wil met sy volk gewees het. Daarom toe die engel ook verskyn op aan, toe sê, hy is Immanuel, God met ons. Hy wil met ons wees. Hy is Immanuel, God met ons. Hy wil met u wees. Hy wil met u wandel. Hy wil u herstel. Hy wil vir u ware vrede in die binneste gee. Hy wil u 'n hart gee wat gereinig is deur hom. Hy wil u verlos. Hy het vir u 'n hoopvolle toekoms. Maar u moet vanmôre sê, ek wil op hierdie Kersfees soek ek daai herstelling wat verkeerd gegaan het voor die sondeval. Ek soek vanmôre daai herstelling. Kom ons staan op ons voete. Come to the Father. Come to the Father. Oh, he's so broken eyes, He will take them all. Sang het my broer. The power of His word, the power of His blood, and everything was done so you would come. Come to the Father. Although your gift is small, although your gift is small, broken hearts, Broken hearts, broken lives. He will change them all. He will change them all. The power of His word, The power Power of His word, the power of His blood. power of His blood. Everything is done. Everything was done, so you will come. For the last time, come to Come the to Father. the Father. Come to the Father. Is daar nie iemand wat vanoggend wil sê, pastoor, ek wil my Although your hart, gift is small, ek wil my hart vir die Here gee vanoggend. Dan stap jy uit vanmôre en ek wil saam met u broken bid. hearts. As jy vanmôre sê ek wil vanmôre my lewe vir die Here gee. Ek is jonk, ek is oud. Ek het vanmôre die boodskap van Jesus gehoor. Ek is nog nie bekeer nie. Ek wil vanmôre my lewe vir Jesus gee. Dan kom jy vanmôre. Ek wil graag saam met u bid. Moenie terughou nie, moenie uitstap. As jy weet God het vanmôre met jou gepraat in hierdie diens, dan stap jy uit en sê pastoor, bid saam met my, want ek wil my lewe vir die Here gee. As daar so iemand, stap gou uit jong meisie, stap gou uit jong man. As jy nog nie Jesus in jou lewe het nie, stap vanmôre uit en kom. Laat God vanmôre vir jou iets doen. Stap gou vinnig uit. As daar so iemand kom gou. He will change them all. Of His word, the power of His blood, and everything
gaan net 'n gebed doen. Dan gaan ek oorgee vir die diensleier. Voor ek die gebed gaan doen, terwyl almal se oë gesluit is, in hierdie plek, wil ek dit vra vir die laaste maal. As daar nie iemand vanmôre in hierdie plek, wat sê pastoor, ek loop kerk, ek rook, ek drink miskien nie, of ek drink, maar ek het vanmôre die woord gehoor, en die woord het in my binneste gepraat. Pastor, bid saam met my, want ek wil vanmôre my lewe vir Jesus gee. Ek wil vanoggend die uitstap, wetende, dat God het met my gepraat in hierdie oggenddiens, maar ek het nie geantwoord, toe hy na my roep nie. As daar so iemand is, terwyl almal se oë gesluit is, steek gou op jou hand, niemand kyk rond nie. As God met jou gepraat het vanmôre, dan steek jy gou vinnig op jou hand as 'n aksie van jou wil om te sê, ek wil my lewe vir Christus gee. Vinnig vir die laaste, maar is daar so iemand, wat sê, pastoor, bid saam met my. Bid saam met my, is daar iemand vir die laaste maal? Wat van jou jong meisie? Wat van jou jong man? Wat van jou broer, suster? God wil jou herstel. God wil die verhouding tussen jou en hom herstel. Wil hy nie vanmôre kom en jou lewe vir hom gee nie? Steek gou vinnig op jou hand vir die laaste maal. Is daar iemand? As daar niemand is nie, wil ek dit 'n seëngebed doen, terwyl almal se oë gesluit is in hierdie plek. Vader, ons dank U. Ons loof U. Here, dat ons vanmôre onder die eenvoudige woord kon vergader. Dankie vir die engel wat aan die herders verskyn het, skaapwagters. En as hulle daar sal vir hulle teken wees, as julle die kindjie in die krib sien lê in Bethlehem, sal dit julle teken wees dat die Messias het gekom om hierdie wêreld te verlos van hulle sonde. Dierbare Here, ons sê vanmôre vir U baie, baie dankie vir U wonderlike verlossende plan. Ons sê vanmôre vir U baie dankie dat U U eie lewe afgelê het, U gemak van koning wees, van om in die heerlikheid te wees, het U verlaat om die liggaam van 'n mens aan te neem, om te voel hoe dit voel om dors te hê, om te voel hoe dit voel om moeg te wees, terwyl U ook volkome God was. Here, dank U dat U ons gesien spartel het in ons bloed, toe ons afgeskryf was, weggestoot was, in vyandskap was met U. Dank ons U dat U ons met 'n ewige liefde liefhet, en dat U in ons plek kom sterf het. Dankie dat U gebore was deur die Maagd Maria. Here, ons bring eer aan U. 1000 tong en lippe is nie vanmôre genoeg om lof aan U te bring nie, want U alleen verdien dat U alleen is koning. Ons erken U as alleen koning van ons lewens. Daarom bid ek dan nou in die naam van Jesus, dat U saam met ons sal deel ware vrede. Ek bid nou in die naam van Jesus, dat U ons blydskap in U volkome sal maak. U seën ons lewens. Ek strek my hande nou uit na U volk, en ek bid dat U hulle sal seën, met 'n 100voudige seën, in die naam van Jesus, dat ons verlossing sal beleef, dat ons die reddende krag van God aan ons binneste sal ervaar, dat U ons sal herstel en met U sal versoen, dat U ons sal opbou in die naam van Jesus. Ek bid vir vrede, ek bid vir vrede, ek bid vir goddelike vrede in Jesus naam. Dankie dat U ons herstel. Ons kontak met U word herstel. U was ons skoon met U bloed in Jesus naam. Met baie, baie danksegging en eer.